presence, U teenwoordigheid van die Heilige Gees in hierdie plek vanaand, in Jesus kosbare naam. En daar waar sy lig is, kan duisternis nie wees nie. Daar waar sy krag is, kan geen mag van die vyand wees nie. En ons dankie daarvoor vanaand in Jesus naam. Here, kom maak ons harte, ons gees, ons verstand oop om te hoor, te beleef, te sien, te ervaar dit wat U vanaand vir ons wil doen, omdat U so waardig is. You are worthy of it all, Father, and we give you all the glory in Jesus' mighty name. Wil jy net so 'n sekonde vat om te sê, Here, hier is ek vanaand. Kom praat met my, Here. Kom werk met my vanaand, Here. Ek het die tyd uitgekoop om vanaand hier te wees, Here. Ek het die tyd uitgekoop om hier te wees vanaand, en ek weet, Here, U het 'n plan en 'n doel met my lewe. Dankie daarvoor, in Jesus naam. In Jesus naam. Amen. Amen. Jy kan maar sit as jy kan. Kan ons net vir die aanbiddingspan net 'n lekker hande klap gee. Baie, baie dankie. Julle het 'n great job gedoen. Halleluja. Amen. Is dit nie wonderlik om die Here se naam so groot te maak nie? Op 'n Dinsdag aand. Kyk net vir jou langs jou en sê dis Dinsdag aand. Wat soek jy hier? Amen. Wonderlik om so in God se teenwoordigheid te kan wees, so lekker om sy naam so groot te maak, en wat 'n voorreg om ouens te kan hê wat ons te kan lei in aanbidding. Halleluja. Elke keer iemand anders, ons op die span hier, en dis wonderlik, en mag die Here julle aanhou seën met musikante in Jesus naam. Dis elke gemeente se droom om musikante te hê. Halleluja. Well done. You did a great job. Nog so 'n bietjie werk aan daai. I've got the power. Maar ek kan nie so na die tyd sal ek jou persoonlike sessie daarvoor vat. So good, het nie te sleg gegaan, het was so good. Amen, God is goed. God is nog steeds goed, halleluja. Amen, is ons tweede laaste aand, prys die Here, môre is ons laaste aand, maar ek is opgewonde oor vanaand, want vanaand glo ek, I believe God wants to activate some things in our lives tonight. And I really believe tonight is going to be an activation night in the Spirit. En as jy oop is daarvoor, gaan die Here klomp goed in jou lewe kom aktiveer, wat jou sal help om 'n verskil te maak in die wêreld daar buitekant. Amen. This is why we are here, so that the Holy Spirit can empower us, so that we can go and make a difference. Dis wat Pinkster is. Die Heilige Gees jou sal aanraak, en my vraag bly nog steeds die hele tyd, maak jou teenwoordigheid 'n verskil in mense se lewens. Maak jy 'n impak. Dis waaroor dit gaan. Maak ons 'n impak. En toe jy daai woord net release oor obedience, sal ek vir jou sê, dis 100% in lyn met wat ek ervaar vanaand, is that God wants us to step out in obedience. En ek gaan vanaand 'n bietjie met jou praat daaroor, to step out in obedience. Dis nie altyd maklik nie. Come on, but when you do it, hallelujah, then things happen. Amen? Amen. God is Halleluja, God is prys die Here, hy is nog steeds goed. Amen. Hy is nog steeds op die troon, jy is nog steeds lief vir hom, en jy is nog steeds lief vir die persoon langs aan jou, vir alles wat jou vrou is. As dit nie jou vrou is, is 'n ander man se vrou, sê net my sussie, met die liefde van Jesus het ek vir jou lief. Amen. Jy mag dalk in die moeilikheid kom. Halleluja. Amen. God is always good. En ons is besig om bietjie met jou te praat. My verlamde man, ek sien hy het seker gemaak hier's niks op die tafeltjie vanaand nie. Alles is leeg. Hy het seker gemaak voor die diens, daar's geen moeilikheid vir hom vanaand nie. Amen. Maar hy is nog steeds 'n verlamde man volgens my storie. En ek hou aan met Handelinge 2 vers 4, maar julle sal almal vervul word met die Heilige Gees. En dis my gebed dat teen môre aand elkeen van julle eers 'n ontmoeting met die Here sou gehad het, en dat hy jou sou vervul het met sy Gees, that he will diffuse you throughout your being with his Spirit. Dis waar dit gaan, dat jy daai teenwoordigheid sal ervaar. Amen. En toe het ek julle 'n bietjie gevat na Handelinge 3 toe, julle onthou die verlamde man wat van sy geboorte af verlam was, en toe het sy pelle hom na die tempelpoort, mooi poort toe aangedra. Kyk, daar's nog nie einde vir hom nie, hy's nog steeds verlam. So, ergens in hierdie storie moet daar 'n wonderwerk gebeur. Dit mag miskien vanaand wees, dit mag dalk eers môre aand wees, maar volgens my storie in Handelinge 3 is hy aangedra. Pastoortjie. Ek sê gisteraand vir hom, na die tyd, heerlik het my jy suur man, wat's fout met jou? Oei, en hier kom dit nou. Hy het vanaand protection
Dis nou seker om sy boldness te cover, nee, halleluja. Dis een manier om dit te doen, prys die Here. Daar's ander maniere, maar helmet kan ook werk. Ja, mens weet nooit, 'n mens weet nooit wat kan gebeur nie. 'n Mens weet nooit. En eintlik wou ek vanaand so nice met jou gewees het, maar nou sal ek vir jou wys. Wie preek, ek of jy? Halleluja. Ag, kom ons gee maar net 'n high five, dis al. Is al, prys die Here. Nee, maar hou hom op, jy wil hom op hê. So papi, hou hom nou maar op. Amen. So die Bybel sê, hy is hiernatoe gedra, en sy pelle het hom hiernatoe gedra, en dankie vir sy pelle, ek hoop jy gaan hulle na die tyd betaal, want die heerlikheid, hulle het gegym hierdie paar aande, op en af. Ek sê nou, Frans het al seker so 5 kilos verloor, vandat ek hom gesien het Sondag, tot nou toe. Frans, prys die Here, môre aand, dan lyk hy sommer weer Shanana, papi, amen. En hier sit hierdie verlamde man, en hy het eintlik 'n genuine behoefte, en sy behoefte is nie al die ander goeders nie. Ons het die afgelope paar dienste gesê dat, jy weet, silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, ek het gebed. Ek het the power. Okay. Ek het boldness, ek het al hierdie goed om 'n verskil en 'n impak in hierdie ou se lewe te kan maak. Ek en jy het iets om vir die wêreld te gee. Weet jy wat is die amazing ding? Ek en jy het iets om vir die wêreld te gee. En vanaand wil ek bietjie vir jou sê, kan die wêreld nog nie kyk? Kyk na my, kyk my stip aan, kyk na my. Ek het iets om vir jou te gee. En vanaand wil ek dit baie eenvoudig maak. Ek wil vanaand met jou praat oor die konsep van gawes. Ek en jy het gawes ontvang. Die Heilige Gees het vir ons gawes gegee. Nou weet ek, baie mense sê, maar pastoor, ek het nie 'n gawe nie. Ek weet niks van hierdie gawes storie nie. En as ek maar so bly is, ek is vanaand hier om bietjie met jou te praat oor die gawes. En hoe die gawes werk, en hoe die gawes kan funksioneer. En in 1 Korintiërs 12 vers 1 sê dit so mooi. Hy sê, wat die geestelike gawes betref, broeders en dis nou susters ook, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. Ek dink die probleem in die kerk is, ons is onkundig oor die gawes van die Heilige Gees. Ons weet nie hoe die gawes moet funksioneer nie. En vir te lank het ons in die kerk 'n sekere ding geleer, en almal het gedink, ag, ek het net 1 gawe of ek het net 2 gawes. Nou, ek moet gou vinnig sê, ek het groot geword in 'n ander denominasie. Ek het eintlik gaan studeer om in daai denominasie dominee te word, en terwyl ek die woord begine bestudeer het ek al hoe meer agtergekom, maar daar's iets hier. Ek het meer wat ek soek. Ek het meer wat ek wil hê. I want more. En ek het begine lees, en ek begine sien, hey, hier's goed in die Bybel. Hier's 'n Heilige Gees. Hier's 'n Heilige Gees wat met my 'n verhouding wil hê. Hier's 'n Heilige Gees wat met my sy gawes wil deel. En ek sal nooit vergeet, as 'n jong man het ek 'n boek in die hande gekry, en dit was 'n boek met die naam van Good Morning Holy Spirit. Is 'n baie ou boekie, ek het hom nou nog op my boekrak. Alhoewel ek het net mooi niks geweet van die Heilige Gees nie. Toe ek studenteleier was in hierdie charismatiese beweging, toe ek studenteleier, en die aand moet ek 'n afkondiging maak, en die studente sit, ons het seker so oor die 100 studente gehad, en terwyl ek daar sit, doen ek gou die afkondigings, en daar is so 'n ou sakdoekie in 'n plastiek sakkie wat daar op die kansel lê, en die denominasie waar ek was, as daar iets op die kansel was dit verlore. Jy moes dit na die tyd kom haal het. En ek onthou nog daai aand staan ek op. Ek sê, "Haai, jene, hier's 'n sakdoek. Iemand het hulle sakdoekie verloor. Jy's verskriklik higiënies. Jy sit hom selfs in 'n plastiek sakkie. Kom haal hom uit na die tyd by my." Net om al die tyd agter te vind later, ons moet eintlik hier oor bid. Die sakdoek gaan na iemand toe gaan in die hospitaal wat siek is. So ek het letterlik niks geweet nie. Ek het genuine niks geweet van hierdie goeters nie. En ek was geleer oor hoe werk die werking van die Heilige Gees. Maar ek het hierdie boek gekry, Good Morning Holy Spirit. En as ek in die oggende, so ek die boek oopmaak, en ek sou sommer net so by my studeerkamer gaan sit, en ek het twee stoele daar, en dan sou ek sê, Good Morning Holy Spirit, asof dit 'n vriend is wat hier langs my sit. En ek sou 2 cappuccinos gemaak het, of hot chocolates gemaak het, en een vir my en een vir die Heilige Gees, en ek weet dit klink weird, ek weet dit klink baie, moenie nou weghardloop nie asseblief, okay? En ek sou daar gesit het, en ek sou 'n gesprek met hom gehad. Ek sou met die Heilige Gees gepraat het, asof dit my vriend is, wat hy sit. Jy sien, want ons probeer dink, hy is so ver en hy is so bo, en hoe gaan hy ooit na my luister? En ek het dit so persoonlik begin maak, want weet jy waar dit gaan? Dit het my gegaan oor hierdie verhouding met hom, en dan het hy my so baie gelike. Ek meen, hy het my so baie gelike, hy het self sy cappuccino vir my gegee. Yes, it was amazing. Ek meen, dit is so baie die Heilige Gees my gelike het, alright, so ek het genuine
niks geweet nie, niks nie, maar ek het hierdie soeke gehad om hierdie verhouding te hê. Ek wou meer weet van hoe werk hierdie gawes. En daarom skryf Paulus, hy sê, julle is onkundig. En omdat ek onkundig is, weet ek nie hoe dit werk nie. En omdat ek nie geweet het hoe dit werk nie, moes ek leer hoe werk dit. Ek onthou die een aand by die Bible College, toe bring ons prinsipale ou in, en ek dog, joh, hierdie ou gaan nou vir ons klomp goeters leer. Ek wonder wat gaan hy vir ons leer. En die volgende oomblik staan die ou daar, en terwyl hy daar staan, sê, okay, who prayed with me this morning? Nee, hier sê ek het hom gesê, 5 tot 7 het ons gebid. Kom staan daar, ek is nou opgewonde, ek wonder wat gaan ons nou doen? Gaan ons hom hand opleg, gaan ons hom bid? En die prinsipaal sê die volgende, hy sê, this guy is full of demons. Ek is wat? Hy is vol wat? Vol demone. Maar wat soek hy? Nee, hy sê, want ons gaan die demone uitdryf. Ek sê, wat? Demone uitdryf? Hy sê, ja, hy het ons oggend saam gebid. Ek sê, ja. Hy sê, maar nie worry nie, en hy vat hom, en hy salf hom, en die volgende oomblik begin hy goeders te manifesteer, en ek sê, ek ken hierdie nie. Hy sê, okay, ek het die demone nou lekker warm gemaak, Anthony vat oor. Ek sê, wat? Hy sê, dryf hulle uit. Ek sê, ek was onkundig, en ek weet hoe dit werk nie, maar ek het hom altyd een ding sien doen. Hy het sy hand op mense gelê, en as die ouens vol demone was, hy het gesê, in the name of Jesus, come out. Hy het sy voetjie opgelig, come out, en dan boem, gaan die ouens. Toe dog ek, wel, ek het daai gesien, dit moes seker nou werk. Ek het my oud nader en val op die grond. Ek dog, hoe werk dit nou as jy op die grond lê? Toe jump ek maar bo op hom soos WWE. Lig my voetjie op, come out in Jesus name. So, ek was genuine onkundig. Ek het nie geweet hoe werk hierdie goed nie. Maar weet jy wat het ek geweet? Daar's 'n Heilige Gees wat vir my lief is. En hy sal my lei en hy sal my help. Ek mag dalk onkundig wees, maar hy gaan my help hoe werk hierdie gawes. En vanaand wil ek net so kortliks, ek wens ek kan dit doen, maar 'n reeksie oor doen, maar ek wil vanaand kortliks vir jou net die gawes verduidelik. Want ek dink baie keer in die kerk praat ons oor gawes, dan sê ons, hoeveel gawes is daar? Dan sê mense, hoeveel? 9, het ek meer, het ek minder, 9, wie sê 9, okay, 9, sê gaan gou 'n vriend call, 9, en dan sê ons het 9, en ek is so geleer ook, 9, ek is geleer as 9, maar eintlik is daar 21 gawes. Eintlik is daar 21 gawes in die woord, en vanaand gaan ek vir jou vinnig deur hulle vat, want ek glo God wil dit vir elkeen van ons gee, dat ons in hierdie gawes kan operate. Nou, 1 Korintiërs 12 sê hoe hy sê, for to one is given through the Holy Spirit the word of wisdom, to another word of knowledge, and according to the same Spirit, to another faith, then gifts of healing, working of miracles, prophecy, distinguishing between spirits, tongues, and interpretation of tongues. Dit word verwys na as die geestelike gawes, die 9 geestelike gawes. En ek love dit, want toe ek nou begin verstaan hoe werk hierdie goed, sê ek, hey Here, dankie vir hierdie 9 gawes, woord van wysheid, kennis, daai 2 gaan baie keer saam met discernment of spirit, en ek love daai gawes, want daai gawes operate wanneer jy in 'n plek instap, en jy stap in daai plek en jy is so vervul met die Heilige Gees, en dan het ek nie nodig, as ek hierdie ou sien en hy is verlam, dan het ek nie 'n discernment nodig om te establish as hy verlam nie, want hy is verlam. Daar's ander gawes wat nodig is, maar my discernment kan vir my sê, sy eintlike behoefte is om by Jesus Christus uit te kom. 'n woord van kennis, woord van wysheid, and discernment of spirit. Ek love daai 3, hulle werk altyd lekker saam. Hulle werk lekker saam, daai 3. Dit praat van daai gifts wat gereveal word, wat gaan aan. En ek weet, toe ek uit 'n dag was ek 'n jong pastoor, 'n jeugpastoor, en ek werk in 'n skool, en die skool is ons jeugwerkers in die skool. En ek het die voorreg gehad om net by daai dorp aan te kom, en ek is so opgewonde. Here het my soontoe gelei, en die eerste dag stap ek so oor die entreeblad, en terwyl ek stap, kom maar 'n ou en 'n meisie by my verbygestap. En weet jy wel oor daai gevoel gehad het waar jy stap en jy lok oë met iemand en jy ervaar hier gebeur ietsie nie. En ek sien hierdie girl kyk my so stip aan en ek ervaar, woe, hier's goggas. En sy stap by my verby, maar ek voel sommer iets is nie lekker nie. Het jy al ooit so gevoel gehad, stap ergens en jy voel iets is net nie lekker nie. En sy stap hier vir my by en ek sê, okay, Here, as ek omdraai en sy draai om en kyk, nou weet ek, hier's my eerste assignment, prys die Here. En ek stap om, ek omdraai, draai som en sy kyk vir my, ek sê, yes, hier's my eerste enetjie, ek kan nie wag nie. En ek sal nooit vergeet, dit was die eerste dag wat ek op baie skoolterrein is, toe ek in my kantoor kom, ek het 'n kantoor gehad waar ek berading doen, ek het net so lekker gaan sit, toe stap die tweeetjies daarin. Sê ek, I've been waiting for you. She said, I'm here to tell you that I am the one that will work you out of this school. Ek sê, o nee.
Sy sê, ja, ek sê, okay, en die oukie, hy's 'n sidekick, moenie worry, hy sê 'n sidekick. Ek sê, okay, jy en jou sidekick, wat is julle PVA? Nee, ek gaan jou hier uit hierdie skool uitwerk. Ek sê, great. Ek het 'n assignment gekry om hiernatoe te kom, om mense by Jesus uit te bring. Jou assignment is om my hier uit te kry, so ons het 'n probleem. Want ek gaan nêrens heen nie. Maar die Here discern vir my dat sy besig is met witchcraft en sy's 'n heks. En ek sê, I know that you are the witch of this area and you're busy with witchcraft, en ek wil net vir jou sê, ek gaan nêrens heen nie. En sy sê, my man, it's my mission to work you out of this school before the end of the year. Ek sê, great sissie, kom ons stem daarop. Ek het 'n bietjie bold gewees. Bietjie bold. Ek sê, okay, I will go into an agreement with you, en op baie stadium ervaar ek, eintlik is daar sy soek die ware krag. Sy soek die krag van God. En ek skud my hand en ek sê, as ek teen die einde van die jaar nog in hierdie skool is, then you will bow down and worship Jesus. But if you've worked me out of this school to at the end of this year, dis bietjie bold, maar asseblief nie probeer nie, I will bow down and worship Satan. Net so. Maar boldness, discernment of spirit, en die volgende sê ek, sidekick, kap hom deur, papi, want jy is in elk geval net 'n sidekick. Kap hom deur. So 'n poeftertjie wat so rondhardloop, sien. Ek is nou besig om jou in hierdie enetjie. Kerk vir julle sê, daai girl het alles na vermoë probeer. Dan kom ek in my kantoor, dan is daar kersietjies geplant, onder my tafel geskryf, 666, en word daar kursus gedoen. Sy nader kom sy na my toe sê vir my, I cannot get into your office. It's like a holy bubble. Ek sê, prys die Here. Sy sê, but when they walk out there, I will get them there. Ek sê, moenie worry nie, ek kry my intersessiespan, ons salf die hele skool een Saterdag aand. Terwyl ons in my kantoor is, sê een van die ouens sê, hoor, hier is iets aan die gang. Toe is hulle in die klaskamer bokant besig om te probeer om kursus af te stuur. Let me tell you something. Our battle is not against flesh and blood. Ek kan nie moet verstaan, die Heilige Gees is net iets wat ons in die kerk voel nie. Die Heilige Gees is iets wat my bekragtig om 'n verskil te maak daar waar ek gaan. Hierdie gawes is nodig sodat ek kan discern wat gebeur. Wel, dankie Here, ek is vandag hier, wat beteken teen die einde van daai jaar, was ek nog steeds daar, en sy moes na my gemeente toe kom, een Sondag, en ons het elke liewe duiwel uitgedryf in Jesus naam. Sy was in graad 11. Graad 12, toe word sy een van ons VCSV-leiers, en sy dien die Here. Kerk, ek wil vir jou sê, ons het hierdie gawes nodig. Hierdie gawes is net geskryf om te sê, dit was vir daai tyd nie, dis vir elkeen van ons bedoel. Elkeen van hierdie gawes is vir elkeen van ons bedoel. Ek en jy het hierdie gawes. Die kerk leer jou, en baie keer leer ons, jy kan net in een gift operate. No, I believe you can operate in all those gifts. Want het gaan oor gehoorsaamheid. Presies wat jy gesê het vanaand. Het gaan oor gehoorsaamheid. As ek gehoorsaam is om te hoor wat die Here sê, dan sal ek 'n verskil maak in mense se lewens. Amen. Ek sal 'n verskil maak. Al hierdie gawes, daar geloof, die werking van gawes. Ek onthou by hierdie kerk waar ek ook was, hierdie pastors geleer van mense bid vir wat siek is. En ek onthou het altyd as ouens gekom het hulle rugpyn, dan sit hulle teen 'n stoel en dan tel hulle bene op en dan is die een langer as die ander, en dan dink ek, ag nee man, hierdie is nonsens, dis nie waarheid nie. Dan sê okay, almal sê saam op 3 Jesus, joep, dan groei daai been, dink ek, what? En ek onthou ek was jonk, vol vuur, vol ywer. Ek het gewerk, vakansiewerk by FNB in die stad in Johannesburg, en heel bo op die ek ken nie wat se verdieping dit was nie, was daar 'n coffee shop en 'n klein plekkie, en ek het gevra of ek dienste daar kan hou lunchtyd. Ek sê ja, jy kan dienste hou daar lunchtyd, maak nie saak nie. Ek het die plek gekry, elke lunch, en dan gaan ek op soontoe, dan begin ek te bid daar, en naderhand het mense gekom, en die een dag kom daar 'n vroutjie terwyl ons so bid. Ek sê, is daar enigiemand wat pyn in hulle liggaam het? Sy sê, ja, pastor, my rug. Ek sê, hey, bring die stoele. Sit op daai stoel neer. Ek sê, nou gaan ek vir jou bid, en ek gaan op my knie, en ek hou af bene so, en ek sê, wow, die een is korter as die ander ene. Ek sê, maar wag, ek wil dit nie so maak nie, want dan gaan mense sê ek het dit gemanipuleer. Sit jou bene op my arms, want as hierdie bene groei, wil ek self voel hulle groei. Maar ek het geloof gehad, maar daar staan so klein bietjie twyfel. En ek sê van, glo jy Jesus kan jou? Ja. Ek sê, do you all believe that Jesus can heal this woman? Yeah, on the count of 3, shout Jesus! Jesus! Die volgende oomblik groei daai been, ek voel dit oor my been, ek sê, halleluja!
Luister, ek was maar net lief vir die Heilige Gees en ek wou net soveel meer van hom gehad het. Dit is nie net hier in die kerk wat die goed gebeur nie. Daar by jou werkplek, daar waar jy beweeg, hierdie gawes veronderstel om daar te beweeg, daar waar jy met iemand koffie drink, die gawe van wysheid, knowledge en wisdom. Nou, kom ons daar in die gemeente en die pastor sê ons gaan sel hou. Ek sê okay, great, ons gaan selkerk hou. En ons het hierdie selle en ons kom by die sel bymekaar en terwyl ons so by die sel staan, worship ons so bietjie en ons is in hierdie klein groep en ons worship en daar kom so ou in. Eers een ou op 'n rolstoel kom ingery en hy het net so lekker lang ponytail en langs hom staan so 'n ander fris ou ook met so ponytail. Ek ken hulle nie, ek dog, Here, wie is hierdie ouens? Hulle lyk rof. Nou, ek in Johannesburg groot geword, nie ver van Heilbrau af nie. Wie het Heilbrau, wie ken? En hierdie manne kom toe van Heilbrau af. Ek sê, Here, weet jy wat hierdie ouens soek? Ek weet nie wie hulle genooi het nie, maar okay, kom ons worship. En die Heilige Gees wys vir my 'n prentjie van die fris ou, hy's so Libanese ou, hy's so sterk, hy staan. Die Here wys my 'n prentjie van hierdie ou wat in ball and chain. Hier hande, voete, hy's in 'n ball and chain, hy's vasgevang. Ek dog, Here, gaan die ou tronk toe of dis 'n moeilike ding om vir my te wys om vir hom te sê, hoorie pel, ek sien dit jy gaan tronk toe. Here sê nee, gaan sê net vir hom dis wat jy sien. Ek sê maar hierdie ouens is gevaarlik. Hulle loop met messe hier binne in. Hulle kouse. Ek gaan nie net vir hom sê hoorie dis wat ek sien nie. Here sê man, ek sê okay, kom ons sing nog 'n liedjie. Sing nog 'n liedjie. Here, is jy seker? Here, ek dink is ek Anthony, want dis die grootste battle wat ons het met hierdie gawes. Daar's 'n wêreld wat verlam is en ek en jy wil stry met die Here. Hulle het jou nodig, maar ek stry, Here, nee, dit kan nie wees, dit is onmoontlik. Kom ons sing nog 'n liedjie. Maar ek het nie vir liedjies soos daai aand gesing het tot die Here my gesê het, gaan jy nou gehoorsaam wees. Jy het sê vanaand, toe weet ek is in lyn met wat die Here wil hê ons moet doen vanaand. Dat ons gehoorsaam moet wees om uit te kom by hierdie gawes wat die Here vir ons gegee het. En die Here sê vir my, stap na hierdie ou toe. Nou is ek bietjie versigtig, ek stap so in die helfte van die kring, raak ek so draai, kom ons sing. Here is nie seker, want ek wil negotiate, ek wil bargain. Here sê nee, Anthony, gaan na hierdie ou toe en sê vir hom. En ek staan so entjie weg, net in geval hy 'n mes uitblik het, ek kan check. En ek staan so 'n bietjie, ek sê vir hoorie so, I think you English, I say yes, ek sê, I see a ball and a chain. Ek stap net so een tree terug, net vir ingeval. Hy sê yes and Ek okay, en die Here het nog nie verder vir my ietsie gesê nie. Dis al wat ek gesien het en terwyl ek dit sê die Here vir my, hy's vasgevang in dit. En die Here reveal aan my through the word of knowledge to come die word of wisdom. En daai twee werk altyd saam en ek sê dis is wat God sê. In die volgende oomblik dink ek hier kom moeilikheid en trane begin by daai massiewe man se oë uit te rol. En hy gryp my vas en hy druk my en hy sê, "Will you please pray for me?" En ek bid vir hom, ek sê, "Who's this guy next to you?" Hy sê, "That is my drug dealer." That's the biggest drug dealer in Heilbrau. And we came here tonight to disrupt everything because we heard about you. I said, well, thank the Holy Spirit for His gifts because it's not about me. It's about the gifts of the Holy Spirit. En ek sê vir hierdie ou, wil jy Jesus aanneem? En al twee van hulle daai aand neem Jesus Christus aan as verlosser en saligmaker. Kerk, jy mag miskien vanaand hier sit en sê, hoorie, het lyk of jy 'n bietjie brag. Nee, ek brag nie. Ek wil vanaand vir jou sê, as jy in geloof gaan uitstap, dan gaan die Heilige Gees jou gebruik. Al hierdie gawes is tot jou beskikking. Dis tot jou beskikking, dis joune. Nou sê jy, maar dis seker toe jy nog jonger was. Ja, dit was. Wat het gebeur? Ons is in KZN en ons het ook vloede gehad en ons is deur fair share van vloede, ons is deur ons fair share van COVID. En op 'n stadium is daar 'n hele looting wat plaasvind. Julle het seker nie nuus gesien. Hoe hulle alles begin afbrand en ons bly in 'n area waar dit relatief rof is. En ek onthou daai aand is dit so erg, dit klink of hulle hier buitekant op jou stoep. 'n Blok vir my was daar 'n hardeware winkel wat hulle aan die brand gesteek het. Dit voel of hulle in daai tyd so alles kom steel. En die Here sê vir my, Anthony, want ewe skielik in ons dorp begin die ouens, man, daar's tannies wat guns het wat my bang maak. Haas anties ek in my straat, ek stap af onder, ek sê my vrou, ek moet seker net gaan help. Ek het nie 'n gun van, ek het nie 'n waterpistool nie, maar ek moet seker maar net gaan help want ek is immers die pastoor en ek stap onder toe, maar daar's anties met sulke rol guns en ek is soos, "Jo, hierdie is gevaarlik." Hulle is gekiet, hulle is gegeer, hulle is alles en ek stap so en ek dink myself, "Jo, wat gaan nie aan alle klere wat hier saam staan?" Ek sê wel prys Here daarvoor, maar wat gaan nie aan? En ek onthou ek stap terug na my
na my huis toe en ek sê vir my vrou, ek gaan net bietjie in my bidkamer ingaan. Ek stap in my bidkamer in en jy sien dis waar daai gehoorsaamheid kom waarvan jy praat. Ek stap in my bidkamer, ek sê Here, ek voel so magteloos. Ek voel ek doen niks vir hierdie gemeenskap nie. Here, ek kan nie niks doen nie. En daar's 'n liedjie wat speel in my studeerkamer. Raise a hallelujah in the presence of your enemy. En terwyl ek so bid, sê die Here vir my, Anthony, reg langs aan jou kerk is 'n hospitaal. Nou moet jy weet, ons kan nie eintlik rondry in die omgewing nie. Reg langs aan jou kerk is 'n hospitaal. Gaan staan bo op die dak 8:00 in die aand en speel Raise a hallelujah oor jou dorp. Ek sê, Here, dis bietjie weird. Hy sê, gaan doen dit. Maar sit dit op julle Facebook page, gaan live 8:00 in die aand. Kry my worship pastor, ek sê, luister, ek kry my 8:00 vanaand, kry die klanksysteem, ons gaan hierdie ding blaas in die area. En terwyl ons daar staan, ek het net daai een ding ervaar, ek moet op daai dak gaan staan, en ek moet profeties gaan verklaar oor hierdie dorp van ons. En terwyl ek dit doen, ervaar ek so my gees, en ek praat oor hierdie gawes, ek praat oor daai obedience, en ek onthou, raise hallelujah in the presence of my enemy, en in 'n oomblik sê daar so daai song sê, hy sê, out of the ashes hope will arise. Hy sê, fear is not the answer. En terwyl ek daar staan, kyk ek na die kamera, en ek sê in die kamera, ek sê, you that are watching this, you are wanting to commit suicide. Jy wil jou eie lewe neem, en die Here sê vanaand vir jou, out of the ashes hope will arise. Fear has got no hold upon your life. Jesus is the answer. Weet nie hoekom ek dit sê nie, in gehoorsaamheid sê ek dit oor die kamera, en ons gaan verder en ons bid en ons raise hallelujah. Daai aand gaan ek huis toe, ek voel ek het my job gedoen, prys die Here. En ons kry 'n boodskap op Facebook van 'n ou wat sê, hey, die Here het vir my gewys, iemand gaan opstaan en hierdie ding doen in ons gemeenskap. En die Here het vir my gewys, dis jy, maar daar's 3 plekke. Jy het nou die een plek gedoen, maar daar's 2 ander plekke. Volgende aand gaan ons na die tweede plek toe wat hy beskryf het, ons kry hom toe in die hande, derde aand, en die derde aand toe ons by daai plek staan, toe stuur 'n vrou vir ons 'n boodskap op WhatsApp. Sy sê, listen, I don't know who you are, I've never been to your church, I'm in a neighboring area, but I, together with my daughter, together with my mother, were lying in bed, and we were ready to commit suicide. We had the tablets, we had the water, we were ready to commit suicide, maar dankie Here dat ons as mense nuuskierig is. Want sy wou net nog een laaste keer op Facebook gegaan het. En toe sy op Facebook gaan, toe 'n vriend van haar ons post geshare van die eerste aand, en toe sy hom oopmaak, toe sien sy my in die kamera wat sê, out of the ashes, hope will arise. Suicide is not the answer. Fear is not from the Lord, in Jesus' name. Sy sê, net daar, gee sy en haar ma en haar dogter hulle harte vir die Here. Luister kerk, wanneer ek en jy gaan toelaat dat die Heilige Gees deur ons beweeg, en dit is my die beste om stories te vertel van dit wat al in my eie lewe gebeur het, want ek weet hoe dit voel om nie hierdie goeters te laat operate nie, maar ek weet ook hoe amazing dit is wanneer dit deur jou operate. Daai vrou nooi ons na 'n straat toe. Vir 40 dae lank het ek elke aand, 8:00 in die aand, gereise haleluja. 40 nagte non-stop in ons omgewing, waar ook al mense ons genooi het, en hierdie vrou nooi ons na straat toe, en sy nooi al haar bure uit, en die volgende oomblik share sy haar getuienis in die straat, en mense gee hulle hart vir Jesus Christus. Laat ek vir jou sê, my en jou teenwoordigheid moet 'n verskil maak. Maar ek kan dit nie in my eie krag doen nie, ek kan dit nie op my eie doen nie. I need the gifts of the Holy Spirit. I need that. Eendag vra ek vir 'n klomp studente, teologiese, en ek sê vir hulle, wat is die belangrikste gawe? Een ou spring op en sê liefde. Ek sê, is 'n vrug, maar baie dankie vir daai netjie. Maar weet jy wat, eintlik was hy in 'n sekere sin reg, want 1 Korintiërs 12 praat van die gawes, 1 Korintiërs 13 praat van die liefde, en 1 Korintiërs 14 praat van hoe die gawes in 'n gemeente moet funksioneer. So eintlik is dit soos 'n hotdog. Come on, of 'n hamburger, wat ook al jy verkies. Die 2 buns aan die buitekant is droog, as jy nie die liefde in die binnekant insit nie. Die gawes was nooit gegee sodat ek jou kan kapittel nie. Die gawes was gegee sodat ek vir jou iets kan gee van substance wat jou lewe sal verander. Man, ek kan vir jou storie op storie oor elkeen van hierdie gawes vertel. Tale, prys die Here. Ek glo nog aan tale praat. Ek glo in Handelinge, hulle vul met die Heilige Gees in tale gepraat. Ek wil sê, ek kom van 'n sekere denominasie, en toe ek genooi was deur my een tannie na 'n kerk toe nooi sy my na 'n kerk, dit was 'n vakansie, en in daai tyd het die spesifieke denominasie vir my gesê, ek moet heroorweeg of ek hier wil wees of nie, want ek is net so bietjie radikaal.
Net 'n bietjie stil. Ek sê nie, okay, is great, ek sou 'n bietjie daar gaan bid die vakansie, en my tannie nooi my na hierdie kerk toe, en toe ons by hierdie kerk kom, dit was op die Wesrand, toe ons in hierdie kerk, na die kerk toe ry, toe sê ek vir my, waar is die kerk? Sy sê, nee, hier is dit. Ek sê, maar dis 'n tent. Sy sê, ja, dis ons kerk. Ek sê, nee, dis 'n sirkus hierdie man. Dis 'n sirkus, daar is nie 'n kerkie, is 'n sirkus. Sy sê, nee man, ry net, ons gaan toe in. Toe ons daar inkom, nou waar ek was ek altyd geleer, as jy instap, moenie enige vormpies invul nie. Dis sal jou vang. Jy skryf jou naam neer, jy skryf jou adres neer, en dan terwyl jy stap, sê jy het 'n blou baadjie aan, jy het bruin skoene aan, en dan die ou daarvoor het so dingetjie op sy ore. Nee, hulle was al toe baie voor ons gewees. Ek dink jy op so, daar agter is daar mense wat daar agter sit, dan sê hulle op die papiertjie, so en so, en hulle sal jou vang. Ek sê nee, maar hulle gaan my nie vang nie. Kom maar daai kerk in. Die ou sê, ek sê, ek vul niks vormpies in nie, baie jammer. Ek sê, moet ook nie goed van my neerskryf, verstaan jy my? Dit was anti hierdie staf, en ek stap in, en ek wil nou saam met tannie kerk toe gaan, ek onthou so groot tent, maar is massive. En die volgende oomblik begin hulle daar om met koortjies los te trek, en is gitare, en is dromme, en ek dink, Here, hierdie is regtig 'n sirkus. Ek moet hier uitkom so vinnig as wat ek kan, maar nou sit ek in die middel. En daar so 'n paadjie, ek dog ek gaan nou my wegmaak, en die volgende oomblik begin hulle te koordans hier in die kerk, en die ouens gaan hier in die gang, ek dink, hey, ek sê, tannie, ons moet nou ry, waar is daai sleutel, ons moet nou ry, sy sê, man, sit. En daai pastor preek daai oggend, maar hy preek 'n amazing woord. Hy het amper soos ek gepreek, die verlamde man bly hier so tot môre aan toe. Dat jy elke aand moet terugkom om te kyk, en hy maak daai oggend nie sy boodskap klaar nie. Hy sê, as jy die res wil hoor, moet jy vandaan kom. 'n Goeie strategie gewees. Want daaraan toe ek terug gaan na die kerk, maar toe sit ek daar deur aan die kant. Minding my own business, ver weg. Min wetend dat dit eintlik die blok van die pastoor is. En ek sit toe reg agter die pastore. En hierdie pastor kom op stage, en terwyl hy op stage kom, dan wil ek ook vir jou sê, in daai tyd het ek hierdie behoefte en begeerte gehad, ek het gelees van die Heilige Gees, ek het gelees van tale, ek het hier binnekant tog 'n desire gesê, Here, as dit genuine is, doop my met die Heilige Gees. Ek wil ook in daai tale praat, ek wil ook die Heilige Gees ervaar. En ek onthou terwyl ek daar staan en worship, is daar 'n mooi atmosfeer, en ons gaan sit toe, en die pastor kom op stage, en hy loop ook so op en af, en hy loop so op en af, en die volgende oomblik sê hy, young man, you! Ek tog, heerlikheid, ek wonder met wie jy praat. Kyk so om, hy sê, yes, jy wat nou net omgekyk het. Ek sê, wie is hierdie ou wat so omkyk? Kyk wragtig wie hom. Hy sê, you did it a second time, come here. Ek dog, ek geen papiertjie ingevul nie. Ek het vir hulle duidelik gesê, deur julle los vir my uit. Moenie goed van my neerskryf nie. Hy sê, come here. Ek dog, hier kom dit nou. En ek gee my tannie, ek sê, jy het iets gesê. Sy sê, nee, niks. En ek stap uit vorentoe, en onthou ek hier voorkom, staan ek in my pragtige Carducci soet. Baie mooi. Dis gras, dis nie carpet nie, dis gras, want dis tent. Onthou nou weer, dis gras. Ek dink, daar's 'n manier wat ek hier op hierdie gras val nie. En ek onthou, ek staan daar, lekker hardkoppig, lekker hardnekkig. Wat gaan jy nou vir my sê? En hy begin in my lewe in te spreek. Detail, op detail, op detail, op detail, op detail, en ek dink, dit kan nie wees nie. En die volgende oomblik ervaar ek die krag van die Here so sterk, dat ek voel ek gaan agtertoe. Ek sien toe hier's 2 manne agter my wat staan, klaar met die handjies. Ek dink, julle kan maar staan, poppies, ek gaan nêrens nie. Maar ek kan voel die krag van die Here druk my terug. En soos hy my druk, trek ek reguit op. Ek sal nie. Julle ken mos daai broer en suster Stokkenstroom. Thou shalt not be moved. Jy voel die Heilige Gees, jy voel die musiek en dan nader aan. Come on church, ons almal was al daar, nee. Ek tog haas nie 'n manier nie, maar die volgende oomblik ek vaar dit so sterk en is so in lyn wat oor my lewe profeteer op daai oomblik. Presies, woord vir woord in lyn. En ek onthou ek dog toe, julle sal nie, en ek toe ek so opkom sê vir my, young man, stop resisting the Spirit of God. En die volgende oomblik sal die krag van die Here vir my, en ek val soos 'n sak patats vorentoe, op daai gras. En ek onthou so goed. Ek het daar gelê, ek weet nie vir hoe lank ek daar gelê het nie, toe ek opstaan, weet ek is trane en is gras en is alles die mekaar, en ek staan op en 'n ou kom na my toe aangestap en ek wil my sê, wat het nou net met my gebeur? En terwyl ek met hom praat, begin taal uit my mond uit te vloei. En ek kan nie, ek huil, dan druk ek my mond toe. Want wat is hierdie goeters? Ek gaan in die moeilikheid kom, waar kom hierdie goed vandaan? En ek druk my mond toe, en dan vat hy my hand weg, en hardloop het. En dan, ek wil vir hom sê, help, maar kry nie help uit nie. Dis net tale. Vir jou sê, dis die wonderlikste ervaring ooit. Weet jy wat, mense het al gesê, dis nie vir almal nie. Ek wil vir jou sê, hierdie gawes is vir ons almal bedoel.
Daai tale, man, is amazing ervaring en belewenis om daai tale te hê. Weet jy wat, dis daar om myself te edify. 1 Korintiërs 14 sê, hy wat in 'n taal bid nie tot homself nie, maar hy bid tot God. Weet jy hoe lekker is baie keer om in die kar te ry, en as ek deur 'n moeilike tyd gaan, en ry ek in daai kar en ek praat net in tale, en ek bid net in tale, en ek bid net in tale. Ek weet nie wat ek sê nie, die duiwel weet nie wat ek sê nie, maar God weet wat ek sê. En dan is daar kere wat jy in 'n taal bid, maar dan is daar uitleg wat plaasvind in 'n gemeente, en dit moet ook gebeur, daai gawes is daar. Ek wil vanaand vir jou sê, all these gifts are at your disposal. All these gifts are at your disposal. Baie ons sê nee, wat is die belangrikste gawe? Die belangrikste gawe, the most important need is the gift that is needed at that specific point in time. What's the most important gift? The gift that is needed at that specific point in time. Man, as hierdie ou se issue dit is, en die Here gee my hierdie gawes, en ek kom na hom toe, Petrus, Johannes, ek kom hier aangestaan en sê, wag, ons kan sien, wag, dit lyk of jy verlam is. Nee, dis nie 'n gawe nie. Wat 'n gawe het ek nodig om vir hom te bid? Geloof. Die gawe van geloof, die gawe van gesondmaking, die gawe van miracles. Dis die gawe wat nou moet operate. Nie wag dat ek eers gaan tale bid. Nee. Wat's die gawe wat nou nodig is? Dis hoe die gifts werk. Dis hoe die gawes deur jou en my kan vloei en kan beweeg. En dan gaan ek nie eers, dan wil ek jou vir jou Romeine 12 toe vat. Daar's nog 9 gawes. Lees gevindig, nog 9 gawes. So hierso is 9 gawes. Ekskuus, Romeine 12 is dan nog 7. Romeine 12. Yes, halleluja. Partykeer vat dit so lank. Dis partykeer hoe die Here met ons ook sukkel, nê. Ek sê vir jou doen iets en jy sê ek gaan nou, Here, ek gaan nou. Okay, ek gaan nou. Okay, ek gaan nou. Okay, yes, hier is dit nou. Okay. Daar's nog 7 gawes. 9 plus 7 is 16. En dan kom jy by Efesiërs 4 wat die volgende slide is. Daar's nog 5. Hy sê hy het gegee apostels en profete en evangeliste, leraars. Die Here het soveel gawes vir my en vir jou gegee. Weet jy wat wil hê? Net dat ons sal aktiveer en dit in sal beweeg. En ek wil vanaand gou 'n bietjie stories vertel van hoe hierdie goedes werk, maar kan ek gou vir jou prakties wys hoe werk hierdie gawes? Kan ek vir jou prakties wys hoe kan die gawes deur my en jou vloei? Hoe dit eintlik lyk? Hoe lyk die gawes eintlik? Hierdie lyk na 'n nice jong ou. Jy's 'n nice jong ou. Nee, is nie. Is jy 'n nice jong ou? Okay, kom hier so. Wil jy graag hierdie gawes moet deur jou beweeg? You want the gifts to flow through you? Yes, you want to. So the Bible says you have received those 9 gifts. Weet jy hoe amazing is dit? So eintlik hoe dit lyk is, wanneer ek en jy op 'n daaglikse basis deur die gemeenskap beweeg, sê die Bybel eintlik het ons al hierdie 9 gawes. We have the word of wisdom. Quickly latch onto him. Yeah. We have the word of knowledge. We have the discernment of spirits. Oh man, hoe amazing is dit? So wanneer jy beweeg, daai 3 gawes gaan oral waar jy gaan. Beweeg 'n bietjie. It's amazing. Daai gawes is daar. Maak nie saak wat nie. Those gifts are there. But that's not it. But wait, there's more. There's more. Daar's 'n gawe van geloof. Halleluja. En dit kom latch ook hier aan. Jy gaan latch op hom. Jy latch nie op die ou. Daar's 'n bietjie ander kant toe. Nog agter daar. Jy kan maar verby hulle gaan. Dis reg. Gaan staan maar agter. Ja, sy. Want jy sien, hulle is gawes. Dis hy wat die gawes het. So nou is daar geloof, daar is gesondmaking. Maar nie skaam wees, is alright. Jy gaan niks hoef te, julle almal is so geworried. Wat gaan hy met ons doen? Gaan ons ek suurlemoen moet drink? Nee, maar nie worry nie. Gesondmaking, geloof, kragtige werkinge, miracles. Nou beweeg jy deur. Nou begin jy te operate. Nou kyk gou wat het jy. Dis wat die woord sê. Dis joune. So silwer en goud het ek nie, luister Pel, silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, Okay, hulle moet net gou 'n mooi draai maak, dan kom hulle, daar's 'n bietjie momentum wat nodig is vir hierdie ouetjie. Silwer en goud het ek nie, maar hey man, ek het die sermon of spirit, ek het die gawe van gesondmaking, hey daai gawe spring sommer self uit en dis die alie, kom gou, profesie, halleluja, tale, halleluja, profesie, tale, ek het profesie, ek het tale, en ek het sommer uitleg van tale, halleluja. Dis wat die woord sê, dis hoe dit lyk, Soos ek nou kom en ek het 'n behoefte, en ek kom staan voor hom, ek sê, hey, ek het 'n behoefte, bid vir my, wat gebeur? Waar is die gawe van discernment?
Hulle is bietjie confused hier, want dit is nog nooit in hulle lewe wat hulle hierdie moes doen nie. Maar die sermon sal dan opspring en sê, hey, ek ervaar so en so en so. En dan sal die woord van wysheid kom, en dan sal die woord van kennis kom, en dan sal begin oprei deur jou. Hey, jy's gebless, kyk al die gifts, kyk gou om jou. Jy's nie alleen nie. Kyk gou om jou, al die gawes is daar. As ons dan nou kom, stap net gou weer vir my so 'n bietjie. Deur die gemeenskap, daar gaan jy. Daar gaan jy. Daar sê, die gifts aan mekaar, daar gaan jy. Petrus en Johannes het op 'n dag gekom, en toe sien hulle hierdie man hier sit. Spasie is 'n klein bietjie beperk, alright? Toe sien hulle die man hier sit, raai wat? Dis silwer en goud het ons nie, maar wat het ons? Wat het ons? Ons het die gawe van gesondmaking. Ons het die gawe van geloof. Waar is die gawe van gesondmaking? Steek jou hand op. Waar is die gawe van geloof? Steek jou hand op. Ja, daar sê. En waar is die miracles? Steek jou hand op. Ja, agter, daar is die miracles. So hierdie 3 gawes begin saam te werk, en jy, weet jy wat, dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor die gifts. Al wat hy moet doen is, hy moet in gehoorsaamheid na hom toe gaan. Hom by sy regterhand vat, soos Petrus gedoen het. En gesê, silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, man, ek het die gawe van gesondmaking, ek het die gawe van geloof, ek het die gawe van wonderwerke, in die naam van Jesus Christus, hey! Jy sien hulle, hy kort nog bietjie oefening. Jy sien, maar dis presies dit. Die eerste ding is, moenie die gawes verwaarloos nie. Luister gou wat is die tweede ding wat ek vanaand gou met jou wil share. Die tweede ding sê, by die volgende slide, sê, moet dit nie verwaarloos nie. Weet jy wat gebeur in die kerk as die gawes verwaarloos? Omdat daar verwarring was oor hoe dit werk. Ek onthou as 'n sekere persoon wat na 'n Pinksterkerk toe gegaan het, en kom ek in daai kerk, dan gebeur daar net 2 gawes. Tandkoekie staan op. Ek koop nie se tandkoekie nie. Oeps. Tandkoekie staan op en sy sal haar taal praat. Dan staan oom Kosie op, met alle respek, ek sê dit met die grootste respek. Dan staan oom Kosie op en hy het die uitleg. Luister baie mooi. Hy het die uitleg. Volgende Sondag presies dieselfde. Presies. Hierdie Sondag was dit voorwaar, so sê die Here. Volgende week is waarvoor sê die Here. Ek sê dit met die grootste respek, kerk, en dis die probleem wat ons het. Ons is onkundig oor die gawes. Ons wil 'n impak maak, ons wil 'n verskil maak, maar ons dink dis die enigste gawes wat beweeg, want dit was die gawes wat in die kerk beweeg het, maar jong man, kom ek sê vir jou, al hierdie gawes kan deur jou vloei. Hier in die kerk, by jou werkplek, as jy in jou kar ry, daai gawes kan deur jou funksioneer. Weet jy wat, daai selfe ouens, hulle sal in die kerk opstaan, en dan ry hulle uit na die arme tannie op papwiel, en sê, sorry, daar is nie my gawe nie, hy ry hulle verby hom. Maar kom die ou van serving, en hy stop, hy praat ook nie in taal in die kerk nie, maar hy change die band. Dis 'n gawe. Dis daai Romeine 12 gawes waarvan hy praat. Kerk, daar's soveel wat die Here vir my en vir jou gegee het. And I'm not knocking any way we've been having church. I'm trying to say I think there's a better way. Die gawes is daar vir my en vir jou. Hierdie gawes is joune. As jy huis toe gaan, is dit joune, en vanaand wil ek bid dat die Here dit sal aktiveer in jou. Jy kan sien hulle sukkel bietjie, wie is wat, is 'n bietjie, hy sukkel ook 'n bietjie, moet ek nou my hand uitsteek, moet ek nou nie, ons is onkundig oor hoe dit werk. En vanaand wil ek jou sê, hierdie gifts is daar, kom, stap bietjie. As jy vanaand sê, ek is siek, dan, weet jy wat, hierdie ou kan vir jou hand oplê. Hy kan vir jou hand oplê. As jy Jesus ken as verlosser en saligmaker, ken jy Jesus as verlosser en saligmaker? Do you know Jesus? Have you accepted him as your Lord and Savior? Yes. Okay, nee, dan is dit great. Dan het jy reeds die Heilige Gees. Dan moet jy ontvang hom by wedergeboorte. En dan kan ek bid, Here, vul hom met die Heilige Gees, Here, en laat die gifts deur hom beginne vloei. Nie hy nie, die gifts. Die hartseerste ding wat ek nog ooit in my lewe beleef het, en ek dink dis hoekom die Here met my hierdie pad beginne stap het oor die gawes is. Ek was by diens gewees waar daar altarkol was en die prediker het vir mense gebid. En na die tyd toe kom 'n vrou na hom toe en sê, "Ekskuus, ek het nou nie uitgekom en was baie persoonlik. Sal jy asseblief vir my bid?" Toe sê van, "Nee, sorry, die gifts is nie meer hier nie." The Holy Spirit has left the building. En ek sal dit nooit in my lewe vergeet nie. Ek het daar gestaan as 'n jong man en ek het hierdie ou admire as 'n prediker in myself en dink, Here, hoe is dit moontlik dat hierdie woorde so pas uit hierdie ou se mond uitgekom het? Because isn't the Holy Spirit everywhere?
Wherever I go, He's with me. Dis nie as die musiek great is daar meer salwing nie. Dis wanneer ek in obedience begin stap en doen dit wat die Here vir my sê, dan kan ek by iemand kom en hulle by die hand vat en hulle optel en sê, so sê die Here. En ek kan toelaat dat die Heilige Gees deur my beweeg, en kan toelaat dat die Heilige Gees al lewe aanraak. Want soos wat ek aan nou vat, sê okay, ja, wat sê die Here? Wat sê die Here? Wat sê die Here? Jy sien, die gawes is daar om ander te bedien. Ons het dit gemaak oor ek. Ek het die gawe van gesondmaking. As jy wil gesond word, kom na my toe, ek sal vir jou bid. En dis hoekom al party ouens is wat nou prophet. Ouens sê vir my, wat is die verskil tussen 'n false prophet en 'n true prophet? Ek sê, is baie eenvoudig. Is in die spelling. 'n True prophet is spel P-R-O-P-H-E-T. Profeet. The false prophet is spelled P-R-O-F-I-T. Prophet. Ek sal vir jou bid as dit. Ek sal jou profeteer as jy soveel dollar vir my sal gee. Ek sal die gawes deur my laat funksioneer as dit. Dis nie waarvoor dit gaan nie, want dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan oor die gawes wat die gemeenskap moet bedien. Dit gaan oor die gawes wat 'n verskil moet maak in mense se lewens. En waar ook al hy gaan, beweeg bietjie. Partykeer is dit moeilik, partykeer is die paadjie bietjie nou. Partykeer moet die gifts 'n bietjie insqueeze, maar waar ook al jy gaan, luister mooi, waar ook al jy gaan, waar ook al jy beweeg, is hierdie gawes saam met jou. En dis net die 9, as nog 7 en dan is daar nog die Handelinge Efesiërs 4 gawes ook. Waar ook al hy weet nou nie waartoe hy gaan, hy loop nou maar net. En die gawes is ook soos ons weet nie wat ons doen, ons hou net vas, treintjie. Maar dis hoe dit moet lyk. Wanneer jy hier uitstap vanaand, is my gebed dat die gawes geaktiveer sal word. Dat jy nie onkundig sal wees oor die gawes nie. Dat jy nie die gawes sal verwaarloos nie. En dan derdens, my laaste slide wat ek gou met jou wil share, en dan wil ek bid vir die aktivering. Luister wat skryf hy in Timoteus, Paulus. Hy sê, ek herinner jou, Timoteus, om die gawes wat binne in jou is, aan te wakker. Om het te blaas. Blaas dit aan, want wat gebeur? Ag nee, ek het nou vir hierdie ou gebid en niks het gebeur nie. Ek sal nooit vergeet nie. In die begin was ek so radikaal, ek het hospitaal toe gejaag, vir mense gaan bid. Die eerste ou vir wie ek gebid het in ICU, het dood gegaan. Hallo? Dood gaan. Ek sê, maar Here, hoe werk hierdie nou? Ek is so vol ywer, ek is so vol vuur. Hierdie ou gaan dood, ek het vir hom gebid. Hy het dood gegaan. Is okay. Daar's nog een, gaan bid vir nog ou. Gaan bid vir nog ou. Weet jy wat? Ons moet hierdie gawes aanwakker. Ons moet dit aanvuur. Dis daar. Halleluja. Dis daar. Silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, gee ek vir jou in die naam van Jesus Christus. Hey, wag vir môre aand. Maar ek het al hierdie gawes om vir jou te kan gee. Al hierdie gawes kan 'n impak maak in sy lewe. Die Here soek net een gehoorsame persoon wat bereid is om in geloof uit te stap, soos wat jy vanaand in geloof uitgestap is. En Here, ek bid sommer vir meer boldness oor aan nou in Jesus naam, Vader. Vader, ek wil kom bid, Here, soos as hy vanaand daai stap van gehoorsaamheid geneem het, en dalk miskien het die vyand gekom en hy het van gesê, maar hy, dalk het jy verkeerd gehoor, jy moes dalk nie nou dit gesê het nie. Here, dankie dat u gehoorsaam is, Here, want deur daardie stap van gehoorsaamheid, het u vir my op daai oomblik gesê, ek het reg gehoor om vanaand hierdie woord te bedien, Here. So ek dank u, Vader, want daar is mense vanaand wat hier sit, en die Here praat met jou oor jou gehoorsaamheid. Hy praat met jou oor jou gehoorsaamheid. Jy dien dalk al die Here, of jy is dalk nog jonk in die Here, maar is tyd dat jy gehoorsaam sal wees aan dit waarvoor hy jou roep. Dit wat hy met jou oor praat. Maar jy's bang, want wat is ek? Jy sien, dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor die gawes wat deur jou wil werk. En as jy in gehoorsaamheid 'n tree sal gee, sal hierdie gawes deur jou vloei. Want dis tot jou beskikking. Want weet jy wat in Korintiërs 12 sê? Die Gees gee dit aan wie hy wil. Wanneer hy wil. Dis soos die wind wat waai. Jy kan dit nie voel nie, maar is daar. Here, dankie vir die gawes wat in elkeen van ons se lewens is vanaand. Here, en ek wil kom bid dat u vanaand in hierdie plek sal kom en dat u weer opnuut gawes sal aktiveer in ons in Jesus naam.
dat siekes gesond sal word, Here. Nie omdat ek so oulik is, omdat ek so great is, omdat ek so wonderlik is nie, maar omdat die gawes binne my is en omdat die gawes kan funksioneer deur my, die gawe van gesondmaker, die gawe van geloof, die gawe van wonderwerke. Here, dankie vir die gifts wat U vir elkeen van ons gegee het. En eerstens wil ek jou challenge vanaand. Moenie onkundig wees oor hierdie gawes nie. Daar is 21 van hulle. En ja, 1 Korintiërs 12 en Romeine 12 is ons almal bedoel. Efesiërs 4 sinne is verseker is bedoel die vyfvoudige bediening, maar God het hierdie gawes gegee vir sy kerk. Hy het dit gegee om sy kerk toe te rus, hy het dit gegee om sy kerk te koop. Hy het dit gegee om jou en my te gebruik om 'n verskil te maak daar buitekant. Tweedens wil ek vanaand vir jou sê, jy sit miskien en jy sê, okay, ek is dalk nou 'n bietjie meer knowledgeable oor die gawes, maar ek het my eie gift verwaarloos. Daar was 'n seisoen waar ek in die gifts geoperate het. Daar was 'n seisoen dat ek in gehoorsaamheid gedoen het dit wat die Here vir my gesê het. Maar dit ergens langs die pad het ek dit verloor. En daarom skryf Paulus aan Timoteus, hy sê, wakker dit aan, blaas dit aan. Hy sê, kindle the fire, rekindle the fire, fuel the fire that is within you, the gifts of the Spirit. En vanaand, Here, wil ek kom bid dat U weer opnuut oor ons sal kom blaas, Here, dat die gawes van die Gees weer sal funksioneer deur elkeen van ons, Here, want dit kan deur elkeen van ons funksioneer vanaand. En Heilige Gees, ek wil vir U dankie sê. Dankie dat ons 'n verhouding met U kan hê. Dankie vir die gawes vanaand. Ek wil vra dat die ouens wat gebid het vanaand, daai intercessors, wil jy nie gou hier voor vir my kom staan nie. Ek wil die Here vertrou vanaand vir 'n activation en dankie vir julle vir die gifts. Kom ons gee vir hulle 'n lekker hande klap. Dis hoe jy lyk, dis hoe jy lyk, dis hoe jy lyk. Wil jy nie gou vir my voorkom staan en net vir die audience kyk nie. Ek wil vanaand dit doen, ek kan dit ongelukkig op my eie doen. Ek het hulle nodig om my te help vanaand. Ek wil hê ons moet vir jou bid. Jy wat hier sit vanaand wat sê, Here, ek vertrou U dat die gifts in my geactivate sal word. Weet jy wat sê Paulus? Toe hulle die hande oplê. Toe was 'n activation daar. En vanaand is hierdie bidders, is ouens wat gebid het. Waar is die olie? Ek wil hulle gou salf. Ek wil hierdie bidders eerstens salf. En dan wil ek vir jou vra. As jy sit vanaand en jy sê, maar ek het 'n begeerte, julle moet dalk so 'n bietjie uitsprei, hoor. Ouens gaan na julle toe kom, dalk so 'n bietjie uitsprei. Ek wil vir jou vra vanaand, as jy sê, Here, ek ken nie, ek is lief vir U, Here, ek hoor van die Heilige Gees se gifts, ek wil geactivate word vanaand, Here. Ek wil geactivate word vanaand. Dan gaan ek hulle hande salf vanaand, en terwyl ek hulle hande salf, is jy welkom om na vore te kom. Miskien dink jy dis weird hierdie, maar ek glo dit word geaktiveer deur gebed. Ek glo dit word geaktiveer deur gehoorsaamheid vanaand. En ek wil jou challenge vanaand. Deel van Pinkster is die gawes van die Heilige Gees. Dat die gawes sal funksioneer hier in die gemeente, ja, maar ook buitekant die gemeente. Daar waar ek en jy beweeg. En vanaand is dit 'n aktivering. Ek ervaar in die Gees 'n activation that will take place. And Lord, as I anoint their hands right now, hou net julle hande oop. Soos ek hulle hande salf vanaand, Here. Soos wat ek hulle hande salf vanaand, Here. Soos wat ek hulle hande salf vanaand, Here. That there will be an activation tonight that will take place, Lord. That when they start praying for people, Father God, when they start praying for people, Lord, that the gifts will manifest, the gifts will operate, Lord, no matter what the needs might be tonight, Father. I thank you for your healing power right now. I thank you, Lord, that you will touch them right now in the front here, in die naam van Jesus Christus, Here. Dankie vir U salwing, Here. Dankie vir U salwing, Here. Dankie vir U salwing, Here. Vanaand wil ek jou uitdag. Nou kom dit by daai wat sy vroeër gesê het. Stap van gehoorsaamheid. Nou kom dit by daai stap van gehoorsaamheid. En ek wil jou nie op die spot sit nie, ek wil jou nie in 'n ongemaklike situasie sit nie, maar ek glo my hart, daar's mense vanaand hier wat sê, Here, ek het 'n honger vir hierdie gawes. Ek wil dit in my lewe sien gebeur, Here. Ek wil sien hoe hierdie gawes plaasvind deur my, Here. En weet jy wat? Dis nie net ek wat hande hoef op te lê. Elkeen van hulle is ingebid. Hulle is bidders hierso. Hulle is ingebid. Hulle het vanaand na die bidkamer ingetree en gesê, Here, gebruik ons. So ek wil bid vanaand dat jy wat hier sit en sê, Here, ek vertrou U vir die activation vanaand van U gawes, Here. Ek het gesien, ek het gehoor, ek het stories gehoor van hoe dit kan werk, Here. Vader, vanaand wil ek vra, kom gebruik my, Here. But before you use me, Lord, activate the gifts tonight. Activate the gifts tonight. Jy sien, dit gaan nie oor my nie.
Dit gaan oor die gawes wat deur my werk. En wanneer ek in gehoorsaamheid doen dit waarvoor hy my geroep het, as ek in gehoorsaamheid doen dit wat hy van my sê, dan sal die gawes deur my werk. Party van ons bietjie skrikkerig, party van ons is bang, party van ons sê, ek is nou nie seker, hoe gaan dit nou werk as hierdie goed geactivate is nie? Net 'n step of obedience. Daai stem van die Heilige Gees wat met jou praat en sê, hey, gaan na daai persoon toe. Sê vir daai persoon, die Here is lief vir hom. Gaan bid vir daai persoon, jy sien die behoefte daar. Gaan doen dit. En ek wil vir jou vra vanaand as jy hier sit, terwyl al die oë so toe is. Sê Here, ek wil vanaand geactivate word in die Gees. I believe in an activation tonight, Lord. En ek wil bid soos wat hande opgelê sal word in hierdie plek vanaand, Here, dat daar 'n aktivering van die Gees sal plaasvind in mense se lewens, Here. Hierdie gawes is nie gegee om my great and grand te maak nie. Hierdie gawes is gegee, Here, om 'n impak en 'n verskil te maak in mense se lewens. So ek bid vanaand vir jou. As jy sê, Here, dis ek daai. Wil jy nie uitstap na enigene van ons toe wat vanaand hier voor staan en ons wil vir 'n paar oomblikke net die tyd gebruik om vir jou te bid en jou by die hande te vat en die Here te vertrou dat daai activation sal plaasvind. Want Heilige Gees, U doen die werk vanaand. Kom doen U die werk vanaand. As dit jy is en jy sê ek wil geactivate word, staan uit jou stoel uit op en kom vorentoe vanaand. Hy wil jou vanaand activate. Hy wil jou vanaand vul dat hy totally deur jou gediffuse sal word in Jesus naam. In Jesus naam. Dankie Heilige Gees. En as jy daar sit en dis jou begeerte en al raak die ry dalk bietjie lank, as ons klaar vir hulle gebid het, dan kan hulle weer gaan sit en kan die volgende klomp mense kom. Vader, dankie. Dankie nou in Jesus naam. I thank you for an activation in this place right now. In Jesus' mighty name. Would welcome in this place.